Reinhard kom sit die tydskrif waardeur hy geblaai het op sy mamma se skoot neer. Kyk mamma, hierdie seentjie is ook 5 jaar oud, net soos ek. Op sy verjaarsdagkoek is 5 kersies. Mamma vryf oor sy donker haartjies. Sjoe, maar jy's darem maar slim. Onthou net dat ons diere soek vir Marna se taak. Marna kyk moedeloos na haar mamma. Ons gaan nooit klaar kry met die taak nie. Mamma het nou eers 'n olifant, 'n seekoei en 'n bobbejaan uitgeknip. Reinhard spring amper bo oor die tydskrif. Kyk Marna, ek het vir jou 'n vis gekry. Marna skud haar kop dat haar bruin hare soos 'n sambreel om haar swaai. 'n Vis is nie 'n dier nie. Mamma trek Marna se huiswerkboekie nader. Lees 'n bietjie vir my wat staan daar. Marna hou haar vinger op die plek en lees. Makdiere, wilde diere en seediere. Mamma glimlag vir haar. Is 'n vis nie dalk 'n seedier nie? Marna skud weer haar kop. Nee, 'n seekoei en 'n walvis is seediere. Mamma gee vir Reinhard die skêr aan. Knip dit asseblief uit, Reinhard. 'n Vis is ook 'n seedier. Ek sal vir Marna wys hoe om dit te plak sodat dit mooi lyk. Marna raak sommer opgewonde toe sy omblaai. Hier is 'n prentjie van 'n papegaai, mamma. Is dit dalk 'n makdier? Ek dink dit sal mooi lyk as jy dit by so 'n huistoneeltjie inplak met 'n hond en 'n kat, sê mamma. Reinhard spring weer amper uit sy vel van opgewondenheid. Ek het 'n leeu gekry, Sissie. Dit is die koning van die wilde diere. Marna gaan sit langs hom op die mat. Dis 'n mooi prentjie van 'n leeu. Dankie, Boetie. Die telefoon lui en sy hardloop om dit te beantwoord. Mamma help vir Reinhard om die leeuprentjie uit te knip. Ons moet nou nog net kyk vir katte en honde. Marna kan al 'n mooi taak maak van die prente wat ons gekry het. Marna kom dikmond aangestap. Dit is Antoinette wat geskakel het. Toby wil alweer badkamer toe gaan. Mamma staan dadelik op. Ek gaan gou help. Marna lyk glad nie gelukkig nie. Hoekom moet mamma elke keer gaan help? Mamma's ons mamma. Mamma sit haar arm om Marna se skouers. Tannie Cecile is by die werk en dis mos nie vir my moeite om vir Toby te gaan help nie. Sien nou nie dit was Reinhard wat so hard geval het dat sy ribbetjies gekraak en sy enkelse ligamente geskeur is. Marna is nog steeds ontevrede. Antoinette is mos daar om te help. Ons gaan nie klaar kry met my taak nie. Ai my kind, Toby is dan amper net so groot soos Antoinette. Sy kan hom onmoontlik nie help nie. Jou taak is amper klaar. Laat Reinhard jou nou help, dan soek julle net 1 of 2 prentjies van honde en katte. Onthou net ek vir jou vertel van die barmhartige Samaritaan. Mamma gaan by die voordeur uit en sluit dit toe. Marna is sommer ongelukkig. Ek dink Toby het sommer af sprus geval. Reinhard se oogies rek groot. Haai, hoe val 'n mens af sprus, Sissie? Marna staan regop en val kadoems vooroor. Sy swaai haar lyfie om op haar sy te val en stamp haar kop sommer so doef teen die tafelpoot. Eina! Skree sy en gryp haar kop vas. Sy kyk na haar hand en sien die bloed daaraan. Reinhard, geroep asseblief vir mamma by jou kamervenster. Sy sal jou hoor by Antoinette en Toby hulle. Reinhard is skaars terug of mamma kom verskrik by die deur in. Wat het gebeur, Marna? Mamma, spring Reinhard haar voor. Sissie het vir my gewys hoe Toby die afsprits geval en toe kom haar bloed by haar kop uit. Mamma kyk na die seerplek aan haar kop en gaan haal die noodhulpkussie. Sy drup ontsmettingsmiddel op 'n stukkie watte en druk dit teen die stikkende plekkie. Toe plak sy 'n pleister daarop. Ek hoop jy het nou 'n les geleer om nie so selfsugtig te wees en nie vir jou naaste om te gee nie. Reinhard gaan sit op die bank. Mamma moet nog vir ons vertel van die barmhartige Samaritaan. Mamma lag. Jy en Marna is partykeer parmantig, maar hierdie Samaritaan was barmhartig. Dit beteken dat hy omgegee het vir sy naaste. Reinhard is nou baie nuuskierig. Mamma, wat is naaste? Mamma gaan sit langs hom op die bank en haal 'n mooi klein Bybeltjie uit haar sak. Antoinette het gevra dat ek haar moet help om 'n teksversie oor gehoorsaamheid te kry en 'n boekmerkie daarin moet sit. Ek gaan lees sommer vir julle van die barmhartige Samaritaan hier uit. Mamma, wil Reinhard weer weet, wat is 'n Samaritaan? 'n Samaritaan is mense wat in Samaria woon. Dis 'n landstreek in Palestina.
Die Jode het glad nie van die Samaritane gehou nie. Kyk, hier is dit in Lukas 10 vers 25. 'n sekere wetsgeleerde, dit is nou iemand wat die Joodse geskrifte, dis die Bybel, baie goed geken het vir Jesus probeer vasvra. Hy vra toe, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Jesus vra toe vir hom, wat in die heilige geskrifte geskryf staan. Die wetsgeleerde antwoord toe, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jesus sê toe vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Die wetsgeleerde sien toe dat hy nie vir Jesus daarmee kon vasvra nie en vra 'n ander vraag. En wie is my naaste? Toe antwoord Jesus om deur 'n gelykenis te vertel. 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met die pad afgekom en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. Net so het ook 'n leviet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verbygegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. Toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Nou pennings is geldstukke wat in Jesus se tyd gebruik is. Jesus vra toe vir die wetsgeleerde, wie dan van hierdie 3 dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetsgeleerde antwoord toe vir Jesus, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Die telefoon lui en mamma gaan om dit te beantwoord. Nadat sy gepraat het, kom sy vinnig na hulle toe. Ek het mos vir julle vertel van tannie Nicola Roux wat 'n groot operasie ondergaan het. Sy is nou by die huis, maar dit gaan glad nie goed met haar nie. Sy word duiselig sodra sy regop kom en daar is niemand wat haar kan help nie. Gaan julle twee nou baie soet hier aan om prente uit te knip, dan vat ek gou vir hulle die groentesop wat ek gekook het. Marna kom staan weer met 'n lang lip langs haar mamma. Hoekom help die tweeling haar nie? Ai Marna, sê mamma moedeloos. Sal Reinhard vir julle kan kos maak? Roan en Roulei is net so oud soos Reinhard. Kan jy nog onthou toe julle waterpokkies gehad het en my ook aangesteek het? Reinhard klap sy handjies. Ek onthou nog, tannie Nicola en die tweeling het hier by ons kom slaap. Sy is ook 'n barmhartige Samaritaan. Help Marna hom rukkerig reg. Mamma lag en vryf sy haartjies deurmekaar. Dankie dat jy so 'n soet en verstandige seentjie is. Mamma waardeer dit dat jy verstaan. Sy vat die klein Bybeltjie op die tafel en sit dit weer in haar sak. Ek sal vir tannie Nicola Filippense 4 vers 6 voorlees. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Mamma het skaars gery toe lui die telefoon weer en Antoinette vra dat hulle mamma vir Toby moet kom help. Reinhard hoor hoe Marna antwoord. My mamma het vir tannie Nicola gaan help, maar ek en Reinhard sal jou kom help. Marna sit die telefoon neer en haal die sleutel van die sleutelhouer af. Kom Reinhard, ons moet vir Antoinette gaan help. Sy kan nie alleen regkom met Toby nie. Marna sluit weer die deur en nadat sy die hek agter hulle toegesluit het, gaan hulle na Antoinette en Toby hulle se huis toe. Marna en Antoinette laat Toby weerskante aan hulle skouers vashou en so op een beentjie spring hy tot by die badkamer. Marna klink sommer vir Reinhard groot toe sy sê, Reinhard, gaan jy nou saam met Toby in die badkamer in? Ek en Antoinette is meisies, maar jy kan hom help. Die 2 meisies wag buite terwyl Reinhard vir Toby help. Hy is verbaas om te sien dat Toby se hele borskas met verbande vasgedraai is. Hoekom is jou ribbetjie so toegedraai, Toby? Wil Reinhard weet. Party is gekraak, antwoord Toby sag. Dis vreeslik seer as ek net hard praat of hoes of so op een beentjie spring. Ek kan glad
nie buig nie. Later toe mamma terugkom van tannie Nicola af, is Reinhard eerste by haar. Mamma, ek en Marna was groot hart Samaritane. Toby kan nie eers praat of hoes nie, en sy ribbetjies is alles flinters. Pappa sal nie weer vir hom ribbetjies by die restaurant kan koop nie. Mamma druk vir Marna teen haar vas en lag. Dankie dat jy en Reinhard barmhartige Samaritane was. Marna laat sak haar koppie skaam. Ek is jammer dat ek selfsugtig was, mamma. Ek was net bang dat ons nie my taak gaan klaar kry nie. Fluit, hierdie storieetjie is uit. Nogmaals dankie tannie Rona Peens. Vra vir pappa of mamma om in jou eie Bybeltjie vir jou Lukas 10 vers 25 tot 37 te lees. Kom ons vou die handjies, dan bid ons saam. Dankie Jesus dat U ons leer om vir ons naaste om te gee. Amen.